Hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanoggend in U teenwoordigheid te kan wees. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanoggend, Here, saam met U te kan wees, Here, te kan onthou die belofte wat gemaak is. Abba Vader, vanoggend kom ons gee die diens aan U oor, Here. Here, ons gee die toestemming om te maak vanoggend wat U wil maak, Here. Nie ons program, Here, maar U program. Here, ons bring ons lofprys en ons bidding vanoggend aan U as 'n offer
dank Here vir die saad wat gesaai word, Here, en dat die Gees dit nat maak, en dat U dit groei in elke hart en elke lewe. En ons bring U alle lof en alle eer vanoggend in Jesus naam. Amen. Soos jy jou Bybel hier het vanoggend, lees saam met my daar in Hebreërs, daar in die Nuwe Testament. Hebreërs hoofstuk 6 vanaf vers 13. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het hy, omdat hy by geen meerder kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het, want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wil toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sal lieg, kragtige bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingaan tot die binnekant van die voorhangsel. En vandag is nou, dit gaan nie net oor gelofte dag vandag. Dit gaan nie net oor 'n belofte wat gemaak is. Dit gaan nie net oor 'n plek van herinnering. 'n Plek waartoe ons terugkyk oor wat gebeur het in die geskiedenis. Dit gaan nie net oor die slag van Bloedrivier nie, wat ons voorouers gedoen het nie, die belofte wat hulle gemaak het, daardie dag nie. Sien maar, vandag gaan oor God se karakter. 'n Karakter wat nie kan verander nie. Dat God kan nie lieg nie. God kan nie verander nie. Dat God altyd sy woord hou. En dan in Hebreërs 6 kom en noem hulle sê daar's twee onveranderlike dinge. Twee goed wat nooit sal verander nie. 'n Belofte en 'n eed. Sien, en albei hierdie goeders vorm deel van ons siel. Dit vorm die anker van ons siel. Nou wat is 'n belofte? 'n Belofte in die Woordeboek, as jy gaan kyk, sê dit is 'n verklaring of 'n versekerde uitspraak dat iemand iets sal doen of dat iets gaan gebeur. In ander woorde, 'n belofte is iets wat emosie dra. Dit is iets wat bedoel word. Ek gaan iets doen, of ek beoog om iets te doen, of ek verbind my tot hierdie ding toe, dat dit sal gebeur. In Genesis 12 kom die Here en hy gee vir Abraham 'n belofte. Hy sê vir Abraham, jy gaan 'n nageslag hê. Jy gaan rykdom hê, jy gaan land hê, jy gaan 'n familie hê. Hy sê vir Abraham, jy sal geseënd wees. En hy sê vir hom, ek sal jou God wees. Nie iemand anders nie. Amen. En eed gaan net bietjie verder as 'n belofte. Die Woordeboek beskryf eed as 'n plegtige, ernstige belofte. In ander woorde, dit is bietjie meer ernstig as wat gewone belofte is. Hy sê, dit word gewoonlik gemaak met 'n hoër gesag as 'n getuie, en dit is geestelik en moreel bindend. Hier is maar die mense die fout maak, is hulle dink hulle maak 'n eed, maar hulle maak hulle belofte. Hulle dink hulle maak 'n belofte en maak eintlik 'n eed. Hulle vergeet dat die eed is bindend. Sien, die eed kom en sê, ek bind my tot 'n belofte. Ek bind myself geestelik tot wat ek beloof. Ek bind myself moreel tot wat ek neersê. En die verskil tussen die twee, as jy gaan kyk, 'n
persoonlike verbintenis tot iets. Dit is gewoonlik tussen twee mense wat 'n belofte gemaak word. Maar 'n eed word gemaak met 'n hoër gesag. 'n Eed is gewoonlik tussen 'n mens en God, nie tussen mens en mens nie. Amen. 'n Eed dra gewig aan wat dit is. Dit het 'n verantwoordelikheid wanneer jy 'n eed maak. Dit dra gevolge. En mense onthou dit, mense verstaan nie dat wanneer 'n eed gemaak word, sal daar gevolge wees wanneer 'n eed gebreek word. Dit is nie altyd fisiese gevolge nie. Maar onthou, hy dra geestelike blindheid. So daar is geestelike gevolge wanneer 'n eed gebreek word. In die antieke wêreld, wanneer daar beklei was tussen twee partye, as hulle 'n bekleierery wou ophou, dan het hulle 'n eed gesweer by 'n hoër gesag, by iemand groter as hulle. Hulle het nie belofte gaan maak, gesê bekleierery sal ophou. Hulle het 'n eed gesweer. Sien, en God het gekom en hy het 'n eed gaan sweer met Abraham. Sien, maar God is die hoogste gesag wat daar is. So hy kan nie 'n eed sweer met iemand hoër as hy self. So hy het die eed met homself gesweer, omdat hy die hoogste gesag is wat daar is. Hebreërs 6 sê dat God het 'n belofte gemaak vir Abraham. En dat hy hierdie belofte wou vat, en hy wou die erns daarvan neerlê, en toe gaan hy en hy sweer 'n eed met homself op die belofte. In ander woorde, God het gaan sê dat dit wat hy beloof het vir Abraham, bind hy tot homself. Hy maak dit vas. Dit kan nie verdwyn, dit kan nie weggaan, dit kan nie gebreek word. Ons lewe in 'n wêreld wat vol gebreekte beloftes is. As jy kyk hoe maak mense beloftes links en regs, dan 5 minute later breek hulle belofte op nou. Ons lewe in 'n wêreld waar mense onstabiel is in hulle woord, waar leiers goed beloof, maar nie hulle woord kan nakom, waar harte verander. En weer. Ons lewe in 'n wêreld waar ons in omstandighede is wat so wankelrig is. Niks staan vas meer nie. Maar God se karakter is heeltemal teenoorgestelde van wat die wêreld is. God se karakter sê hy is almagtig. Amen. In Job 42 sê dit, ek weet dat U alles kan doen en geen plan is onuitvoerbaar nie. God se karakter kan nie verander nie. Maleagi 3 vers 6, eerste gedeelte kom sê dit, want ek, die Here, het nie verander nie. As die Here self dit sê dat hy nie verander nie, sal hy nooit kan verander. So God se karakter is een wat nie kan lieg nie. En in die 23 vers 19 kom sê dit, God is geen man dat hy sou lieg nie. Of 'n mens se kind dat dit hom sou berou nie. Sal hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Hoeveel van God se belofte staan daar in die woord? Maar God kom sê, ek is nie 'n man of 'n mens wat kan lieg nie. As ek dit beloof, dit gaan gebeur. En geskiedenis bewys vir ons dat wanneer God iets beloof het, dan sal dit gebeur. Amen. Wanneer hy gesê het hy voorsien, dan sal hy voorsien. As God beloof het hy genees, dan gaan hy genees. En ons kom as mense en ons maak beloftes. En ons breek ons beloftes. En ons doen dit nie netjies teenoor mekaar nie. Ons doen dit teenoor God. Amen. Hoeveel keer het mense al gesê,
jaar is die jaar wat ek nie meer gaan doen. Hierdie jaar is die jaar wat ek nader gaan. Ek gaan langer Bybelstudie. Ek gaan meer in gebed wees. En in Januarie kom einde van Januarie, dan val jy maar weer terug in die ou routine in. En ons breek ons beloftes. Ons verstaan nie dat die belofte maar een is geestelik punte. En wanneer ons eet breek, wanneer ons eet maak en beheer en ons breek dit, dra ons oor die algemeen geestelike en emosionele bagasie saam met ons. En gevolge. Sien, God wys vir ons dat sy beloftes breek hy nooit. Hy is nie in staat om dit te kan doen nie. Maar dat sy eed is daar om sy woord te beskerm. Sy eed is om dit vas te maak. En as ons terugdink aan wat gebeur het in 1888, die bloedrivier, die voortrekkers, as jy gaan dink, as jy gaan kyk in die geskiedenis, hoe hulle opgestel was in die laar in die vorm van 'n beer, en die kloof van die kant. Hulle het geweet, hulle sit in 'n situasie wat hulle moeilikheid is. Hulle het geweet, hulle sit in 'n hopelose situasie. Hulle was in die minderheid gewees. Hulle het geweet dat al die planne wat hulle kan maak, sal nie genoeg wees om hierdie mense te kan oorwin. Hulle het geweet dat as die Here nie gaan intree, gaan hulle almal vandag doodgaan. En hulle het nie net geweet, die geskiedenis vertel ons hulle elke aand, elke oggend, het hulle godsdienst gehou. Iemand was daar om na hulle geestelike welstand op te sien. En hulle het nie net gebid, hulle het nie net Bybel gelees en oggend, tyd met die Here spandeer nie. Maar hulle het gegaan, hulle het die eed gaan sweer. Hulle het nie belofte gemaak nie. Hulle het die eed gesweer voor God. Hulle het gesê, Here, as jy ons oorwinning gaan gee, dan gaan ons hierdie dag onthou. Ons gaan 'n huis bou vir jou, ons gaan vir ons kinders leer, kinders leer, ons gaan vir een nageslag na ander toe dra. Sien, dit was nie 'n ligsinnige belofte wat hulle gemaak het. Nie net so 'n dingetjie wat hulle gesê, Here, ek gaan dit doen as jy na my kyk nie. Dit is baie ernstige eed wat hulle gesweer het. Dit was nie 'n emosionele oomblik gewees nie. Ons maak beloftes met ons emosies. Daar was nie manipulasie onder die mense gewees en gesê, jy moet hierdie eed sweer nie. Jy moet dit afsê. Hulle het 'n ernstige eerbiedige eed voor God afgelê. Wat belangrik is om te onthou, dat voor hulle die eed afgelê het, en jy kan gaan kyk in die joernale, dit staan daarso, dat daar was vir die manskappe gevra, dat as iemand 'n gewetensbeswaar het teen gelofte, dan moet hulle dit sê. As hulle dit voel dat hulle nie hierdie gelofte of hierdie eed gaan kan nakom, of hulle het iets teen, of hulle wil onttrek uit dit uit, dan was hulle vry om te doen. Hulle was nie gedwing om die eed af te lê. Hulle was nie gemanipuleer om dit te doen. Dit wys dat die mense die erns van die eed verstaan. Hulle verstaan dat wanneer hulle hierdie gelofte aflê voor die Here en hulle breek dit, sal daar gevolge wees. En hulle verstaan dat wanneer hulle dit aflê, moet dit vrywillig wees. Dit moet opreg wees, uit hulle hart uitkom. En na die oggend, die geskiedenisjoernale sê, vir 7 dae, het hulle die gelofte elke dag afgelê. En die oggend voor hulle geveg het hulle neergelê
tussen die Boere en die Zulus was heeltemal 'n onmoontlike situasie. Maar God gee 'n bonatuurlike oorwinning. God gee 'n uitkoms. Amen. God het daardie oggend sy naam geëer. Hy het gesê dat my beloftes gaan ek nie verbreek met hulle. Daardie oggend het God gekom en sy karakter bevestig aan hulle. Sy belofte weer eens bevestig. En as ons gaan kyk na die belofte wat afgelê was, en eet wat gelê was. En ons dink, wat beteken daai belofte vir my? En baie gaan die vraag vra, is dit nog relevant vir vandag? En daai belofte wat werklik gemaak was, nog 'n impak vandag. Maak dit vir my saak. En waar's baie, ek weet as baie wat gaan redeneer en sê, maar dit het niks met ons te doen. Dit het alles met ons te doen. Sien dit staan vas, of dit nou ons voorouders 1838 was, waar het gemaak het, dit staan vandag nog vas. Amen. As God sê sy woord staan vas, dan moet ons in ons hand vasstaan. En God hou sy beloftes. Sien, ons lewe in baie van ons sekerheid. Ons lewe in 'n land wat geruk word deur geweld. Geruk word deur ekonomiese druk. Geestelike verwarring. Mense wat nie weet wie hulle moet dien of wat hulle moet doen. Mense wat nie weet wie hulle is en wat er eintlik is. Maar God se woord sê, hy kan nie verander. God se woord sê dit sal vasstaan tot in ewigheid. Amen. In Hebreërs 6 kom dit sê dat ons het 'n anker vir die siel. Dat dit is vas en dit is seker. Daardie anker is God se woord. Daardie anker is elke belofte wat hy gemaak het. Daai anker is God se eed wat hy afgelê het. Sy karakter. Maar gelofte dag gaan nie net oor die gebeure van 1838. Dit gaan nie net om te herinner wat gebeur het. Dit gaan nie net om te onthou 'n belofte wat gemaak is, 'n gelofte, 'n eed wat afgelê was. Gelofte dag gaan oor vandag. Dit gaan oor om te onthou en te dink, is ons nog mense van ons woord? Dit gaan daaroor om te dink, jy weet, om te onthou. Hou ons nog ons beloftes aan die Here? Kom ons beloftes na? Lewe ons met eerbied as ons die eed aflê teenoor die Here? Lewe ons met eerbied teenoor mekaar? Dra ons actually die erns van ons verbintenis met God? Soos actually besef ons eintlik hoe ernstig 'n verbintenis met die Here is. Lewe ons as mense met 'n goddelike karakter. Lewe ons as mense wat vir ander mense kan wys hoe lyk God se karakter. Sien, vandag is daar om ons te herinner, is daar om ons kinders te herinner, jou familie te herinner, is daar om die land te herinner, dat God sal nie verander nie. Daar om ander te herinner, dat God sal altyd sy woord nakom. En omdat hy sy woord nakom, dan is ons vertrou. Dan is ons staat maak. As twee onveranderliks wat vasstaan. God se woord, sy beloftes, en sy eed. Die eed wat nie kan verander nie. Dis die fondasie van ons hele geloof.
gesê, ek beloof ek stuur my seun om te red. Het sal nie verander nie. Jesus het gesê, ek beloof ek stuur iemand anders, ek stuur die Heilige Gees. Het sal nooit verander nie. Amen. Dit vorm die anker van ons siel. Door julle kern van mens wees, vorm die sekerheid van ons toekoms. En as mense vir jou vra, het die gelofte nog impact? Is dit nog belangrik? As jy gaan kyk na wat die gelofte sê, dit staan vandag vas. En dan wil ons vanoggend staan terwyl ons die gelofte gaan aflê. Ons gaan onthou. Kom ons volgens saam sê. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen. Dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, sal ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin sal deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. As jy onthou die belofte wat gesê is, wat gesê, Here, as jy ons beskerm, Here, as jy vandag hierdie vyand in my hand sal gee, sal ek dit onthou. Sal jou eer daarvan, sal my kinders daarvan vertel. Volgens kan ons dieselfde gelofte weer afhê. Sê, Here, as jy ons beskerm, Here, as jy vyand, as ons vyand in my hand sal gee, maak nie saak wie jou vyand is. Ons sal dit onthou. Ons sal vir die nageslagte vertel van wat U doen en hoe groot U is. En dit sal onthou word tot in alle ewigheid. Hemelse Vader, Here, vanoggend kom ons, Here, en ons wil verklaar, Here, dat U groot is, dat U almagtig is. Here, ons verklaar vanoggend, Here, dat U is getrou. Ons verklaar dat U woord staan vas en dit kan nie verander nie. Here, ons wil verklaar vanoggend dat ons vertrou U. Here, ons sit ons lewe in U hande. Here, ons wil mense wees wat nie net 'n ligsinnige belofte maak. Here, maar ons wil mense wees van ons woord. Mense wees op wie staat gemaak kan word. Dat wanneer ons sê ons doen iets, dan sal ons dit doen. Here, dat wanneer ons sê ons sal 'n belofte maak, dan sal ons dit hou. Wanneer ons sê ons sal 'n dag en 'n datum onthou om U te eer daarvoor, Here, dan sal ons dit doen. Here, vanoggend kom ons, en ons wil U alle lof, alle eer en alle aanbidding gee, Here. Nie net vir wat U gedoen het in 1838 vir ons voorouers en Here, maar wat U vandag nog vir ons doen. Hoe U ons vandag nog deurdra. Hoe U ons vandag nog voorsien. En ons vyand in ons hand gee. Here, en vanoggend kom ons verklaar ons, Here, dat ons kan staat maak op dit alles. Ons gee alle lof, alle eer daarvoor. Amen. Vanoggend gaan ons die Here eer met ons lofoffer. Onthou Sondagoggend